Nou ja, Salama Nariu, Manahona, Akuriabe, Anianar nou Jesusi Christi. Ek groet julle in die naam van Jesus, die koning. Hy eerste stukkie was in Malagasy 3 dialekte, wat sê ek groet julle in die naam van Jesus, en daarmee bring ek die groete van die kerk in Madagaskar met my saam. Dit is lekker om by julle te kuier. Ek het vanoggend vir Dewald gesê, ons kom al so lank in hierdie gemeente, ons is so lank deel van hierdie gemeente, en ons voel half skuldig dat ons so lank laas hier by julle gekuier het, maar ons is hier, weet dit. Ek wil net, voordat ek verder gaan gou hê, die mense wat nuut is, wat nie vir ons ken nie, moet net vir my 'n aanduiding gee. Is hier sulke mense? Dewald, van jou weet ek nou, kyk, daar so is nog so hier en daar. Ek het juis vanoggend met die idee gekom om vir u so 'n klein bietjie 'n terugblik te gee oor dit wat die afgelope 26 jaar kan ons dit oorvertel. 26 jaar wat Grabouw betrokke is in Madagaskar. En ek dink party van die mense het al vergeet. So ons gaan so 'n bietjie kyk vanoggend na die hele ding, na die proses en waar staan ons nou en waarheen is ons op pad. Sodat u weer vars in die geheue kan kry van die werk waarmee God besig is in Madagaskar. Dit is dan vir my lekker om vanoggend vir julle welkom te heet en sê, baie dankie dat jy hier is. Ek weet dat jy miskien vanoggend swaar opgestaan het, want dit is koud. Ek weet dit is skoolvakansie. Ek weet en ek verstaan al hierdie goed. En dan sê ons een stemmetjie aan hierdie kant mos, ag, ek kan nou maar vanoggend 'n bietjie wegbly. Maar hierdie kant sê die stemmetjie vir jou, nee, jy moet maar gaan. En dan dink jy by jouself, ag, ek wonder nou, ek dink die Dewald gaan vanoggend 'n groot preek hê, en dan onthou jy, nee, wag, die sendeling van Madagaskar kom. Ag nee, ek gaan maar by die huis bly, want hy kom in elk geval net weer geld vra. Wees gerus, ek gaan nie geld vra nie. Maar dankie dat jy gehoorsaam was, want jy was gehoorsaam vanoggend, al besef jy dit nie. Jy was gehoorsaam. God het vir jou gesê om hiernatoe te kom. Hy het vir jou gesê hy wil met jou praat vanoggend. Nie niks stryd om van Madagaskar nie. God wil met jou praat. Hy het 'n boodskap vir jou. Hy het vir jou vanoggend 'n spesiale boodskap. En dit is hoekom jy hier is. Dankie dat jy gehoorsaam was. Kom ons kyk na Madagaskar. Ek gaan eers laat ons gou kyk. Madagaskar deur die oë van die wêreld. Ek vra verskoning dat die ding Engels is, want dit is vir meer as een doel wat ek dit gebruik. Hoe lyk Madagaskar deur die oë van die wêreld? Pragtige toeriste Mekka. Mooi kristalhelder water. Die baobab bome wat almal ken, wêreldwyd bekend. Mense kom van heinde en ver. Die ouens kom duik in die mooi waters. En wie het nie I like to move it gesien nie. Hulle is ook daar. Ja, verkleermannetjies, grootes, kleintjies, allerhande soorte. Pragtige see. Wie weet nie van die vanilla wat van Madagaskar afkom nie. En natuurlik die kakao waarvan die sjokolade gemaak word. Die rysvelde waarvoor hulle ook bekend is. Maar hoe kyk God na Madagaskar? Wat sien hy as hy na Madagaskar kyk? Dis wat God sien. Hy sien die uitgeworpenes in die gemeenskappe, die gebreklikes wat skoene aan hulle hande moet trek, maar die sand so warm is. Hy sien onskuldige kindertjies wat aan voorvadergeeste geoffer word en gededicate word. Sien jy daai ding om sy nek? Daar's oorblyfsels van sy agtergrootoupa wat in daai sakkie om sy nek saamgedra word, want hy's eenkant gesit vir die geeste.
Mense wat moet graaf om 'n nattigheid oor hulle lippe te kry. Ouens wat moet jag. Kindertjies wat nie klere ken nie. Blindes wat uitgegooi word uit die gemeenskap uit, omdat hy onheil oor die stamme bring. Kinders is kinders wat liefde en aandag soek. En ook maar net speelgoed wil hê. Mense wat hulle proviant op seilbote laai, om dit van een plek na die ander plek te verskuif. Die huis, 'n grashuisie. Maar kyk hoe lyk die grafkelder. Soos 'n paleis. Hoekom? Want die geeste bly daar. Die geeste wat sy lewe regeer. Vanaf hy sy oë opmaak in die oggend, tot hy vanaand gaan slaap, word sy lewe regeer deur die geeste wat in hy tomb bly. Die Sakalawa stam, onder wie ons begin werk het, 26 jaar gelede, het eenmal in elke 5 jaar, het hulle 'n weeklange fees, wat hulle vier, waar die oorblyfsels en die beendere van die konings uitgehaal word en gewas word, en skoongemaak word. En dan word daar vir 'n week lang fees gevier, allerhande demoniese goed wat daar plaasvind. Daarna word dit weer teruggesit in hierdie tomb. Ek kan vir jou daelang besig hou met stories, nie werklikhede. Skrikwekkende goed wat daar plaasvind. So lyk die koninklike tomb en die soldate wat die beendere oppas. En die offerande van die eerste dag wanneer hierdie fees begin. Die ander stamme, nie die Sakalawas nie, het elke jaar 'n fees. Elke jaar word die beendere uitgehaal. En dan word daar fees gevier en dit word hertoegedraai van sonsopkoms tot sonsondergang. En as jy gelukkig is om aan die beendere te raak, is jy geseën. Jy sien daai breingedeelte in die middel, dis menslike oorskot, so lyk dit van naby. En as jy word gedans met hierdie bene, en as jy aan daai bene kan raak, dan is jy geseën. Dis 'n land van uiterstes. Jy hoor gereeld van siklone. Elke jaar kry ons 2, 3, 4 van die goed, waar die land verniel. Dan lyk dit so. Daai is die 60-60 van Checkers. En hierdie ouens moet floating bly. Hierdie ou het besluit, sy enigste besitting is sy vark, en hy moet hom een kant kry, want hy gaan versuip. Slegte paaie. Hoekom is oor die weg? Hoekom is oor die weg? Dan praat ons van slaggate in Suid-Afrika, se paaie. Maar ja, as ons moet beweeg van een plek na 'n ander plek, moet ons maar vasbyt. Veral is dit reën. So die mense wat 'n bietjie langer in die gemeente is, al weet ek het altyd gepraat oor die reenseisoen en die droë seisoen. In die reenseisoen dan lyk dit so. Dan is dit haas onbegaanbaar. Maar in die droë seisoen kan ons daarom iewers heen beweeg. Hierdie is die pad na Beluser-Tsiribihina. Ja, kruisings. As jy die pad wil kruis of oor die rivier wil gaan, sê daai bordjie vir jou R500 of ariari vir 'n fiets. 10.000 ariari vir 'n voertuig, 2.000 vir 'n motorfiets en vir mense 200 ariari. En dan lyk die kruising so. Oeps, daai oud afgeval.
Maar as daar nie 'n brug is nie, dan moet jy nou maar ry. Dis basies net bamboes wat aan mekaar vasgemaak is. Nou ja, in die jaar 2000 het ons in hierdie dorpie begin met die naam van Beloser Tsiribihina. Ek en Tina het daar onder 'n ou se boom 'n tent opgeslaan en ons het in 'n tent gebly. En daarvandaan het ons maar met die rugsakke gestap. So tussen die villages. Die groot doel daarvan was maar om die kultuur te leer en die taal te leer en hierdie ouens se leefwyse by aan te pas en dan natuurlik om 'n bietjie meer van hulle gewoontes te wete te kom en ook aanvaarbaarheid te bewerkstellig voordat jy met hierdie mense begin werk. Na 2 jaar was ons nou al 'n bietjie moeg van al die kniewerk in hierdie 2-man tent. Ek is nie bang vir kniewerk nie, maar daai werk 'n bietjie op 'n ou se knieë. En toe kry ek 'n stukkie grond te koop met 'n huis op. En dit was ons eerste huis in Madagaskar. Pragtig. Uit 'n grasdak opgehaat, hierso het ons nou dan almal vir hom 'n sinkdakkie opgesit. En dan natuurlik 'n baie noodsaaklike ding, wat aan die ander kant nie is nie. In die begin gaan jy maar agter die naaste bos, maar die probleem daarmee is altyd die varke loop saam, en jy moet altyd 'n stok saamvat om hulle weg te hou. Dan is dit nie 'n rustige tyd nie. Watergewys, die water word maar uit die rivier uitgepomp, en in die emmer sien jy hoe lyk hy as hy uitkom. Hierdie gedoente wat hier staan is nou maar 'n waterfilter, om die water 'n bietjie meer aanvaarbaar te maak. En as jy gelukkig is, dan kry jy vleisaflewering by die huis, en dan moet jy hom nou maar opkap. En pragtige slaghuis, so in die straat. So 'n ou Koos kombuis sing vir ons van die blou kombuis, né? Dit is Tina se blou kombuis. Many moons ago. En daar is die DeFi ingevoer. Auto draai. Nou ja, Madagaskar is 'n land van reis. En nog reis en nog reis. Ons eet reis in die oggend, reis in die middag, reis in die aand. Nou jou ontbyt reis lyk nou soos oudspap. Maar dis 'n reis. In die middag, veral as jy teen die kus is, dan is jy gelukkig as jy 'n stukkie krap daarby kry. En vanaand 'n bietjie blare met 'n stukkie varkspek. Maar dit is die eetgewoontes van die Malagasy mense, dit is waarop hulle oorleef elke dag. En as jy nou gelukkig is, jy kom nou in die stad, dan kry jy nou dan gebakte paraboutjie en aardappelchips. Okay. Ja, en daai is eksotiese kos. Dit is 'n soort van 'n krimpvark wat hulle vir my gebring het. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Mense het almal 'n soettand. Selfs die Malagasys het 'n soettand, al het hulle baie min tande. As gevolg van swak higiëne. Kan jy daar 'n coconut cluster koop en 'n peanut cluster. Hierdie is als droë goedjies. Omdat dit so warm is en daar's nie verkoeling nie, moet jy maar droog maak. Hierdie is klein pronsies en ja. En in die mark baie piesangs. Piesangs en baie piesangs. Nou, jy sal onthou dat toe ons in Bello begin werk het, het ek met die rivier opgeroei in die reenseisoen. Ek ken 'n mediese dokter wat saam met my gewerk het en ons het daar by 'n village gekom waar daar klomp mense doodgelê het as gevolg van malaria. En die ding het my baie hard gevat. Ek het met die Here beklei en gesê, Here, hoe is dit moontlik? Dit kan nie wees nie. Dit kan nie so gebeur nie. Wat kan ek doen? Hoe moet ek maak? En die Here sê vir my, maar bou vir jou 'n boot.
Dan kan jy daar kom en die mense help. Ek sê maar Here, nou voel ek soos Noag, ek weet niks van bote nie. Dit is net nie, ek het ook nie geld om 'n boot te bou nie. Hoe doen ek dit? En die ding bly spook by my. En ek het hier in Suid-Afrika gekom, 'n paar maande later, en ek het daar in die Kaap, in Heidekoppie, Brakkevel, by 'n selgroep gesit. En daar was 'n afgetrede onderwyser, oom Hannes Bonsayer. En ek het my storie gedeel oor die boot, en oom Hannes het my net so gesit te kyk. Hy het nie 'n woord gepraat nie. En toe ek nou klaar is, toe kyk hy my so, toe sê hy vir my, "Niek, kan ek vir jou iets sê?" Sê ek oom Hannes, "Ja, sê maar." Toe sê hy, "Jy is die ongehoorsaamste sendeling wat ek in my lewe gesien het." Ek sê, "Oom Hannes, hoe durf jy dit sê? Jy weet nie waarvan jy praat." Hy sê, "Ek sê nou vir jou, jy is ongehoorsaam, die Here het vir jou gesê, jy moet 'n boot bou, gaan terug Madagaskar toe en gaan bou 'n boot." So is ek hier weg. Maar om Hannes se woorde het in my kop bly maal. En ek het begin 'n navraag doen toe ek weer terug is daar. En die Here stuur daar oor my pad wat vir my sê, hy is 'n bootbouer, hy weet van bote bou. Dis die beginpunt. Ek is daarna na die buurdorp, 100 km verder, dis 'n dagreis ver, waar die naaste telefoon is, om huis toe te bel, Suid-Afrika toe, om te hoor hoe gaan dit met my kinders. En toe ek daar kom, toe is die telefoon op die stukken. En ek besluit nou, maar goed, ek moet nou 'n slag daar by die bank ook omgaan, om te gaan kyk. En toe ek by die bank gaan kyk, toe lê daar 'n magdom geld in my bankrekening. En op die bank staan, boot. Ek sê, prys die Here. 9 maande later, toe seil die Mercy Ship, die Woonji, toe het ek 'n dokter aan boord, met 'n helper en 'n evangelisasiespan. En ons bedien die villages al teen die rivier op vir 200 kilometer. Hierdie spesifieke foto is naby die mond van die rivier geneem, so die water uit die see uitstoot op met hoogwater. Dan kan jy lekker naby die kant kom, en as die water nou begin wegtrek, dan het jy nou 'n bietjie van 'n gemors. Dan kan jy nou nie so lekker aan boord kom nie. Ons het ook intussen tyd begin om sport in te span as 'n medium. 'n Basketbalspan bymekaar gemaak, en ons het dit op 'n kompetisie gewys tussen die klein villages beginne werk. En na elke basketbal toernooi het ons die geleentheid gehad om met die spanne die evangelie te deel en vir hulle Bybels uit te deel. En dit het groot vrugte afgewerp. En dan kry ons hulle almal bymekaar aan die einde van die toernooi. En ons deel met hulle. Na amper 17 jaar in Bello moes ek finaal die basis daar toesluit. Want die Here het vir my gesê, gaan suid. En ek kon nie verstaan, hoekom nie. Ek het met die Here gestoei daaroor, gevra, Here, hoekom? Wat? Ek het nou so lank hier gesaffer, en ons het hierdie bediening van die grond af opgetel, en ons het gedoen. En nou stuur jy my syde toe, waar ek van vooraf moet begin, en van vooraf moet gaan leer, want ek ken nie die dialek daar nie, ek ken nie die ouens se kultuur en hulle gewoontes nie, ek moet van vooraf begin. Die Here sê vir my, gaan jy nou maar net. En ek moes maar gaan. In Bello het ons agtergelaat die boot, 9 nuwe kerke wat ons geplant het, kerke wat 'n passie het vir die evangelie, met programme, gemeenskappe wat regtig, werklik waar, verander het.
En ons moes weer voor begin. Van vooraf boeke aanry, van vooraf materiaal aanry. Nou hierdie is nou weer reenseisoense dinge. Nou moet 'n ouma voorloop. Dit is in die stad, moet ek net tussen hakies by sê. Dis in die hoofstad, Antananarivo. Dis nie baie ver van die basis van ons basis in Antananarivo nie, wat hierdie pad gaan nie. En as jy nou in die suide daar onder in Tuliar, waar ons toe nou heen is, om te begin werk, as jy daar aankom, dan moet jy nou maar hierdie goed gebruik. En as jou boeke natreen, het jy 'n probleem, om so heen en weer te karring. En dan moet die goed in die steegies ingedra word, maar weet, ons het soveel hulp gekry, om na al hierdie plekke uit te kom. Daai was ons eerste klaskamer, waar ons eerste evangelisasie kursus aangebied het. En dan is dit oefen en leer. Ja, en dit is natuurlik deel van die proses. As mamma wil die kursus bywoon, dan kom die kinders saam. Ons los hulle nie by die huis nie. En ook kinderevangelisasie kursusse, wat ons ook met die kinders beginne werk het. En natuurlik, almal moet eet. Dis 'n groot logistieke ding, dat almal moet eet, want party van hierdie ouens kom 300 km om die kursus te kom bywoon. Het jy nou al gedink, dat ons in Grabouw moet 'n evangelisasie kursus bywoon, en mense kom so ver as Mossel Bay, George, Knysna, te voet, om die kursus by te woon. Maar daar is 'n honger vir die evangelie. Goed, nou het ons 'n klomp mense opgelei. Wat gebeur nou verder? Ons het nou mense opgelei, maar nou is hulle daar. Nou moet ons die evangelie begin verkondig. Ons moet gaan disippels maak, ons moet gehoorsaam wees. Dis wat die woord sê. En dan gaan jy te voet, see langs, as waar as dit nodig is. En as dit dan nou die enigste dak is waaronder jy by mekaar kan kom, dan doen jy dit. In die straatwerk. Hierdie ou, 3 maande nadat ek hom daai Bybel gegee het en hom na die Here toe gelei het, is hy huis toe. En Tina ontsien nie eers die polisman nie. Hy moet ook luister. Hierdie is by die Mikia-stam. Nou, 'n klein een en ander oor die Mikia-stam. Hulle is die mees onbereikte groep in Madagaskar. Hulle woon in die Mikia-bos, hulle kom selde uit die bos uit. Dis die ouens wat daar gegraaf het vir die wortels. Dis die ouens wat jag. Die ou wat daar heel reg staan met die mooi broek en hemp, die Here het hom oor my pad gestuur. Hy het familie wat aangetrou is in die Mikia-stam, en hy is vir hulle aanvaarbaar, het my aan hulle gaan voorstel. Die eerste dag toe ons daarna gekom het, toe hulle my sien, toe hardloop hulle weg. Toe kruip hulle almal weg, toe ons in die village inkom, toe sê ek, hier is die mense nie, toe sê hy nie, hulle is hierso. Hulle is hier, moenie worry nie. Toe fluit hy. En toe hy begin fluit en roep, toe kom hulle so een vir een uit. En toe het ons 'n mooi spannetjie daar met mekaar, toe het ek met hulle begin werk. Hierdie ou het so pas teruggekom uit die veld uit met sy wortels. Daai wortels is so lekker sponserig, is vol water. Want daar waar hulle is nie vars water nie. Dis so semi-woestyn. Ek koop vir hulle patats, ek ry vir hulle patats aan. Hulle sê die patats is te soet. Hulle kan nie sulke soet kos eet nie, want hulle is gewoon boomwortels eet. En cassava. Ons koop vir die kinders klere. Ons trek hulle aan, die mamas wil nie, hulle sê die kinders gaan siek raak. Maar ja, God is getrou. 2 jaar later
het ons eerste gemeente by die Mikia stam gestig, ons eerste kerk. Vandag is daar 2 kerke en die bediening gaan steeds voort. Nuwe kerke, sover jy gaan, en dit maak nie saak hoe die gebou lyk nie. Soms is dit nie eers 'n gebou nie, maar dit is kerk. En as die sikloon verbykom, dan vat hy die helfte weg. Dan begin ons weer van voor af. Hierdie is altyd vir my ek dink dis die mooiste kerk in Madagaskar. Hiervoor hang 'n rad. Ek dink die Engelse woord is 'n flywheel van 'n voertuig. Dis die klok. Pragtig. Daai ouetjie wat net daar gestaan het met so net 'n opblaastjoepie om sy nek. Dis sy kerk. Hy het daai kerk geplant. Hy is een van ons jeugwerkers. Ja, die blydskap is groot as ek die slag die voorregheid om by van hierdie nuut geplante kerke uit te kom. En die gemeenskap ontvang ons met oop arms. Dis 'n plakkaat wat sê, baie welkom aan grootvader Niek en sy medewerkers, sy vriende. As 'n ou die Here aangeneem het, dan doen hy 'n doopkategese en dan doop ons hom. En dan doen ons groot dope van tyd tot tyd. Ons bring hulle bymekaar en dan het ek 4, 5, 6 pastore wat my help. En ons doop hulle. En dis 'n groot dag. Vir hulle is dit 'n baie groot dag. Hierdie spesifieke foto was daar ook in die middel van nowhere. Daar's nie water nie. En toe ek daar kom, toe vra ek vir die pastoor, maar hoekom het jy nog nie die mense gedoop nie? Toe sê ons het nie water nie. Toe sê ek, maar op pad hiernatoe het ek water gesien. Hy sê, nee man, dis waar die beeste suip. Ek kan nie mense daar doop nie. Ek sê, ons gaan hulle doop. Hulle wil gedoop wees. Jy kan hulle nie wegwys nie. En die groot toets. Ek het daar gaan staan en vir hom gesê, kom, bring die mense, maak hulle bymekaar. Ek sê, nou gaan ons bid dat die Here hierdie water skoon maak. En laat hy die mense beskerm. En ons doop hulle. Ons het die dag 23 mense daar gedoop. En 'n paar maande daarna toe loop ek hom weer raak in Toeliaar, toe vra ek vir hom nou, hoe gaan dit met die doopelinge? Toe sê hy, hulle is almal fris en gesond, hulle het niks oorgekom nie. Ek het iets geleer van geloof, toe sê ek, prys die Here, ek is baie bly daaroor. Ja, hierdie is 'n waterleisloot, wat hulle vir die reislande gebruik. Kinders, ons bedien die kinders, ons kinderklaps, oral waar ons nuwe kerke plant, bied ons evangelisasie kursusse aan, en ons werk met die kinders, en dan stig ons 'n kinderklap, waar hulle die tannies van die kerk maak die kinders bymekaar, en elke Saterdag is kinderklap. Daar, by die kinderklap, leer hulle Bybel lees, maar die Bybels is baie skaars, so ek toets hulle eers, kan hy lees? Want party van hulle wil maar net 'n Bybel hê om 'n Bybel te hê. So hy moet eers vir my lees uit die Bybel uit, en as ek sien hy kan lees, dan gee ek vir hom 'n Bybel, as ons Bybels beskikbaar het. En dis groot vreugde, want vir hulle is dit 'n groot ding. Daar leer hy hoe om te bid, hy leer hoe om vir Jesus te sing, hy leer sommer net om saam met sy maatjies te kuier, en dan natuurlik die maal van die dag. Partykeer is dit die enigste maaltyd, gekookte maaltyd, wat hy in daai week gaan kry. Dis Saterdag by die kinderklap. Dit sal die enigste dag in die week wees wat hy behoorlik eet. En hulle is gretig om die vuur te stook en die hout aan te dra. En natuurlik waar oom Niek is daar sweets. Elke kind is lief vir lekker goed. En die tannies hanteer die boeke. Hierdie kinders is almal blinde kinders of swaksiende kinders, die wat nie blind is nie. Hulle was uitgewerp in die gemeenskap. Ons het hulle van die straat af bymekaar gemaak. En ons het by die Lutherse kerk gaan sit en hulle het toe nou op die einde van die dag ingewillig om hulle te ontferm oor die kinders. 'n Vriend van my, ek dink julle het seker gesien op een van die vorige foto's het 'n ou gestaan, die ou wat besig om my kind aan te trek daar. Hy en sy vrou het vir ons hierdie klankbybels gekoop. En ons kon vir elke kind 'n klankbybel gee wat binne in so 'n sagte speelding is wat hy kan kaddel en teen sy lyf hou.
en dan kan hy stories luister. En Tina was daai tyd maar klein, en sy moet vas staan as hulle haar stem hoor, want hulle hardloop haar uit die grond uit. En dit was 'n voorreg om hierdie kinders, ja, om vir hulle die ding te kan gee. En wat die pragtig daarvan is, toe ek hulle weer 'n klompie maande daarna gaan besoek, toe vind ek uit, hulle het so ver gevorder met hierdie klankbybels, dat hulle Bybelvasvrae begin hou het, oor sekere van die Bybelboeke. Dan raak jou gemoed vol, baie vol. Ja, ek dink almal van julle weet van Radio Tygerberg in die Kaap, né? Nou, Hardes Evenster, wat die direkteur daar is, ek en Hardes pa kom 'n baie lang pad. En ek was eenmal hier by Hardes gewees, en ek gooi sommer so skimp, ek sê, Hardes, het jy nie 'n ou draadloosie wat jy daar nie gebruik nie? Hy sê, ek weet nie, ek sal moet kyk daar in die stoor, maar hy was so op pad om na my toe te kom, vir my te kom kuier. En so 3 maande later omtrent kom kuier hy vir my, en hy bring vir my so 'n klein radio sendertjie, wat hulle gebruik het vir buiteuitsendings daar by die kom, soms so, net in die kom, in die Kaap, in die noordelike voorstede. En daai stadium was ek nog in Bello. En ek het gesukkel, ek kon nie 'n lisensie in die hande kry nie, ons kon net nie die ding van die grond af kry nie. En toe ek nou in die suide kom, en ons begin daar te werk, ontmoet ek daai ou pastoor Martin. En ek sê vir hom, hoorie, weet jy nie, ken jy nie iemand nie, is daar nie 'n manier nie? Hy sê, moenie worry nie, ek ken iemand. Waar is die radio? Ek sê, nee, hy is in die stad, by my. Hy sê, ek kom. Toe ek terug is in die hoofstad, 2 weke later, toe kom hy daar in. Toe sê hy vir my, hoorie, waar is die radio? Ek het hom nodig, ek moet hom na die tegniese afdeling toe vat. Toe ken hy iemand en hy kry 'n radio lisensie, uit sy lisensie. Ek sê vir hom, right, hierso, vat hom so lank, ek kom. En Radio Woensie, La Renoveluna, sien die lig. La Renoveluna beteken die stroom van lewende water wat nooit ophou nie. En ons saai uit van vroegoggend tot laat aand met vrywilligers uit die gemeente wat sonder 'n salaris werk. Ons gaan net weer terug hierna toe gou. Dit is een van die mooi. Huidiglik het ons dit opgradeer, hierdie radiostel, en ons bereik ongeveer 800,000 mense met hierdie radio elke dag. Hierdie dame is 'n spesiale vrou, sy werk in die gevangenisse. Sy werk in 7 gevangenisse in die suide van Madagaskar, en sy bedien die mense daar, en sy het al honderde mense na die Here toe gelei. Waar die evangelie kom, is daar 'n nuwe leefstyl, nuwe aanpassings. Kerke wat so lyk, word so. Hierdie kerk, toe ek daar gekom het, was dit 'n kerkie wat omtrent 50 lidmate gehad het. 3 jaar later, toe het hulle 'n kerk gebou wat 1200 mense vat. Uit die gemeente, vir die gemeente. Elke boublok uit die gemeente uit. Elke steen wat gelê is, het ouens in die gemeente gedoen. Die tyd gaan ons vang, maar ek wil so vinnig deurgaan. Die dametjie wat my help, vir my en Tina, met al die admin werk en die goeders. Ons span huidiglik, ek gaan vinnig hier deurgaan, dit is die verskillende name van die stamme. Verlede jaar, ek is nie ou wat koppe tel nie, maar ongelukkig moet ons die goed behoorlik doen, want ons het borge wat ons span se mense borg en vir hulle geldjie in die hand gee. Ons het verlede jaar 2025 224.148 mense geëvangeliseer. Met ander woorde, dis mense wat die evangelie gehoor het, persoon tot persoon met wie hulle gedeel is. Dit is nie op groot skaal nie.
persoon tot persoon. 106.910 mense het die Here aangeneem. Jesus aangeneem as hulle saligmaker en verlosser. Ons het 2950 mense gedoop. Ons het 397 nuwe kerke geplant. Die gemiddelde kerkbywoning op 'n Sondag tussen daai kerke was 445.777 mense wat op 'n Sondag in die kerk gesit het. Ons het 448 nuwe evangeliste opgelei en ons het, ek dink dit is 177 mense, nuwe kerke, het ons vir die plaaslike kerk oorhandig, wat ons tot op 'n vlak gebring het, en ons het nie meer hande om die kerk te lei nie, dan gee ons die kerk oor aan die plaaslike kerk. Die Here het ons weer teruggelei na Bello toe, na daai stukkie grond waar die huis gestaan het. Ek het oorspronklik daar die gedagte in my kop gehad van 'n sendingstasie, 'n volledige sendingstasie, en ek het vir julle gesê, die Here het my daar weggevat. 'n jaar later het ek met die Here nog steeds gestoei, weet jy, ek wil weet, hoekom, Here, hoekom het jy my hier weggevat? En tot my skande moet ek het vanoggend hier erken en getuig daaroor. Wat sê die Here vir my? Hy sê nee, ek het jou weggevat daar, want jy was besig om jou eie koninkryk te bou, nie my koninkryk nie. Jy moes gaan leer om my koninkryk te bou. En toe ek in Bello in die suide, van Bello af wegtrek suide toe moes ek weer God se koninkryk gaan bou. En hy rig mense op, 72 leiers in die suide en oor die hele suide van Madagaskar. Rig hy 72 leiers op. En hy rig kerke op. En hy vat my terug Bello toe. En hy sê vir my, nou vat ek jou terug na die grond waar jy was. En ek sê, Here, wat moet ek hier doen? Hy sê, wat lê ek die swaarste op jou hart? Ek sê, Here, my leiers se geestelike opvoeding. Hy sê, nou ja, bou 'n pastorale sentrum. 'n pastorale sorgsentrum, dat jy na jou mense kan kyk. En dit gaan stadig, stuk vir stuk, want elke plank, elke boom word gekap, hy word planke gesaag en teruggebring. En die linkerkant se gebou en die regterkant se gebou is saal en slaapkwartiere. En kyk daar. Kyk daar. Grabouw se legacy in Madagaskar is vir ewig bo kan een van die slaapkamerdeure. Want Grabouw het vir 26 jaar saam met my geloop in Madagaskar. Ek het die voorreg gehad om 'n maand gelede, bietjie meer as 'n maand gelede, die lint te knip. Vriende, daar is 'n klomp gebedsversoeke wat ek later weer sal deurgee. Maar ons tyd gaan ons inhaal. Ek wil baie vinnig klaarmaak. Die doel van hierdie ding, het ek net nou gesê, is juis om te sien na ons geestelike leiers, juis om na hulle te kyk. Want ons wil hierdie ouens van tyd tot tyd, hulle veg in die voorste linie, elke dag van hulle lewe. Ons is almal in 'n geestelike stryd gewikkel, maar hierdie ouens veg in die voorste linie. En hulle raak moeg, hulle raak leeg. Hy's ook mens. En in daai omstandighede is dit baie maklik om te val. Ons wil hierdie ouens intrek, ons wil weer met hulle vat. Ons wil hulle verhouding met die Here herstel as hy van die pad afgegaan het. Ons wil sy hele visie weer herstel. Dat as hy die dag daar uitgaan, dat hy weer opnuut bewus is van sy roeping, sy visie, sy missie. En dat hy die Here kan gaan dien met alles wat hy het. Dit is die doel daarvan. Ek gaan daarmee eers volstaan. Want ek wil hê ons moet by die woord ook uitkom. Ek wil vir ons 'n stukkie woord bedien. En dit is tog so 'n baie ou bekende gedeelte uit Matteus 28.
wat ek vir ons wil lees. Kom ons raak net gou stil en ons vra dat die Here vir ons hierdie gedeelte sal oopbreek. Here, baie dankie dat ons U woord kan oopmaak voor ons en dat ons daaruit kan lees. Dankie dat U vir ons weer opnuut wil kom voed vanoggend. Dankie vir dit wat ons kon sien en hoor. Die gebed van my hart is, Here, dat U vanmôre vir elkeen van ons sal kom sê wat U afspraak met ons is vanoggend hier in hierdie kerkgebou. Breek dit vir ons oop en maak ons geestelike oë en ore oop. Amen. Matteus 28 vers 16 tot 20, ek lees dit vir u. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na alle nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons ken hierdie gedeelte almal uit ons kop uit. Jesus verskyn aan sy disippels en hy sê vir hulle, dit is nou in Jerusalem. Hy sê vir hulle, gaan Galilea toe. Gaan wag vir my daar op die berg. Ek sal julle daar ontmoet. En dan lees ons, party van hulle was half in 'n twyfel. Want jy sien, dit was 'n vreemde ding vir hulle. Jesus was nou dood. Nou het hy opgestaan en nou verskyn hy hier aan hulle en hulle is ook nou nog nie lekker seker wat aangaan nie. En dan kom hy met hierdie ding en hy sê, gaan wag vir my daar. Nou dit was 'n uitdaging. Want jy sien, dit was 120 km verder waarheen hulle nou moes loop te voet. Hulle moes hier uit 'n semi-woestynland uit, moes hulle nou loop oor berge deur dale, aan die ander kant weer berg op en hulle moet aan die ander kant vir hom gaan ry. Sê maar Jesus kom nou uit Jerusalem opgevaar het. Nou vir hulle is dit nou nie lekker nie, maar God in sy almag het geweet hoekom. Ek het ook al gedink daaroor. En ek het vir myself gesê, ek dink dit is omdat Jesus se hele bediening uit Galilea uit basies bedryf was. So vir my was dit 'n aanvaarbare ding. Maar ja, hy sê vir hulle gaan. Nou dit is vir hulle 'n geweldige uitdaging. Dis nie maklik nie. Hulle moes padkos saamvat en al hierdie nodige dinge. So dit was 'n groot opdrag. Maar ten spyte van hierdie goed, en Jesus het dit geweet, het hy verwag dat hulle gehoorsaam moet wees, dat hulle moet gaan. Soms maak dit vir ons nie altyd sin om gehoorsaam te wees nie. Ons twyfel partykeer ook maar. Soos ek ook maar gewonder het. Sê, Here, moet ek nou regtig gaan? Hoekom? Waarvoor? Soos jy vanoggend miskien gedink het. Miskien moet ek maar onder die warm komberse bly. Dit kan soms uitdagend wees. Dit kan moeilik wees. Maar Jesus verwag van ons om gehoorsaam te wees. Ten spyte van die omstandighede. Ten spyte van wat ons dink. Want jy sien, gehoorsaamheid plaas ons in 'n posisie van bruikbaarheid. Want dan kan ons deur God gebruik word. Jesus se disippels was gehoorsaam en hulle het monumentale uitsprake gehoor. Jesus sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Hy sê vir hulle, gaan sit my bediening voort. Gaan doen wat ek begin het. Hoekom ek hier was.
gaan wees my ambassadeurs. Gaan maak mense bymekaar en bring hulle na my toe. Gehoorsaamheid maak ons bruikbaar. Wanneer ons gehoorsaam is, dan plaas ons onsself in 'n plek van geleentheid. Dan kry ons die geleenthede. Ons kry die geleentheid om goed te doen wat ons nooit op ons eie sou kon doen nie. Soos ek 'n boot moes bou. Ek sou dit nooit kon doen op my eie as ek nie gehoorsaam was nie. En Johannes moes my eers daaraan herinner. Ons kry die geleentheid om ambassadeurs vir Jesus te wees. Ons kry die geleentheid om deel te hê daaraan, om mense na Jesus toe te bring. Grabouw het die geleentheid gekry. Het die resultate daar gesien. Die disippels sou Jesus nooit weer in Jerusalem sien nie. Hulle moes Galilea toe gaan. As hulle wou geweet het wat Jesus vir hulle wou sê, of wat hy vir hulle in die mou gevoer het, moes hulle Galilea toe gaan. As hulle Jesus se plan wou weet vir hulle lewens vorentoe, moes hulle Galilea toe gaan. As ons meer wil weet van God se plan vir ons lewens, moet ons gehoorsaam wees, soos die disippels gehoorsaam was. Ons sal nooit die volle omvang van God se plan vir ons lewens ken of ervaar as ons nie gehoorsaam is nie. Ons sal nooit die volle krag van Jesus Christus in ons lewens ervaar en sien as ons nie gehoorsaam is nie. Ons sal nooit Jesus beter leer ken as ons nie gehoorsaam is nie. Gehoorsaamheid is die sleutel tot die vervulling van God se plan vir ons lewens. En al waarmee ek jou vanoggend kan huis toe stuur, is deur vir jou te vra, ken jy God se plan vir jou lewe? Amen. Here, baie dankie dat U vir ons vanoggend weer uit die woord kom herinner hoe belangrik gehoorsaamheid is. En ons kom vanmôre ook maar weer en ons kom bieg. Sê Here, ons is baie keer so ongehoorsaam. Dis baie keer vir ons so moeilik om gehoorsaam te wees. Maar Here, help ons wil gehoorsaam wees. Ons wil U plan vir ons lewens ken. Jesus, ons wil nader aan U beweeg. Ons wil U beter leer ken. Help ons asseblief. Amen.